Goeiemôre broers en susters. Wat jullie belang betref, met broeder Naas was die keer liesoperasie geweest, liespreekoperasie. Goed, gaan het goed, ons dankbaar daaroor. En dan broeder en suster Eddie en Marina het COVID gehad, maar het gaan ook baie wat goed, en ons wil baie dankbaar om daar. En dan het verjaardag betref, het diens hoe, 14, tot baie gelukkig die susters geboortedag. En toen ook net vanmorgen weekends vir Erasmus, ek weet ons ken hom almal, sy ouers is ook hier. Baie dankie sê dat hy die erediens hier in ons hou. As ek reg behoor, ek het ook al agter gesê, sy eerste leesdiens het hy by ons gehou. En nou is dit ook sy laaste keer as kompliment voordat hy sy les toe gaan, wat hy ook by ons hou. So, dit is vir hom 'n voorreg, ook vir ons 'n voorreg, en baie dankie dat hy ons kom met help. Kom ons begin met die bereiding van die kortste psalm in die Bybel, Psalm 117. Van 17, ons sing Liturgies 1 en 1. Al twee. Ek lees vir die se eerste deel, sing Halleluja tot Gods eer. Loof alle nasies, prys die Heer. Sy liefde is almagtig sterk, sy trou is ewig onbeperk. Psalm 117, en dit 2 en 1. En opstaan met die laaste keer. Ons sing hierdie twee verse, Psalm 130 vers 1 en 2 as intreding. En dan bly ons staan dit tot na die geloofbelijdenis antwoord. So
Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Geliefdes, kom ons bid saam die seën van die Here. Dankie vir u genade en vrede wat u aan ons skenk van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loop verder die Here deur saam te sing Psalm 100, vers 1, 2, 3 en 4. Ons sing die Toesiesbereid. Juig al wat leef jy voor die Heer, dien God met blydskap gee om eer. Kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofbede. En terwyl ons dit sing, in vers 2 sien ons ook hoe ons ook mekaar aanmoedig en alle gelowiges reg oor die wêreld gaan deur sy poorte in met lofsang in sy tempelhof. Kom in sy huis so bondsvol saam, pres sy lof en prys sy naam. Dan bly ons steeds staande tot na ons antwoord op die geloofbelijdenis. Antwoord ons dan op ons geloofbelijdenis deur saam te sing Skrifreëling 12:3 vers 2. U is onbegryplik, u is onsienlik, altyd dieselfde, oneindig groot. Maar ons moet nou saam ons geloof bely, saam met die gelowiges deur die eeue. En elkeen van ons sê ook in ons hart saam: ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het deur Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag weer opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Is
wet van die Here wat kom na ons toe uit Eksodus 20. Nadat ons die wet van God geluister het, terwyl ons so saam sit, gaan ons ook sing Psalm 130 vers 1 en 2. Maar kom ons hoor eers wat God in sy wet van ons vereis. Eksodus 20 vers 1 tot 17. En ek moedig elkeen van julle ook aan as julle Bybels by julle het, so ook welkom om saam te volg. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Die volgende gebod is nie net vir kinders, dit is vir elkeen van ons. Eer jou vader en jou moeder, dan sy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg, jy mag nie egbreek pleeg, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, of jy slaaf geslag vind, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort. Ons Vader wat in die hemel is. Here, U is almagtig, U is wys, U is regverdig, U is goed, U is perfek. U is goedheid en regverdigheid self, U is wysheid. U is perfek en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Ons wil die lof besing. Ons wil die naam groot maak tussen al die nasies en volke.
Ons wil die naam verkondig vir al die wonderlike reddingsdade. Ons wil vir almal vertel van ons koning, ons God wat lewe. Here, ons het vandag saamgekom in die huis van aanbidding om te hoor wat U aan ons wil verkondig. Om saam met medegelowiges te wees in die gemeenskap van gelowiges. Om U lof te besing en U naam groot te maak. Here, hoe wonderlik is U. U wat ons telkens beskerm, bewaar teen die kwaad. U wat met groot reddingsdade ons verlos het. U wat ons harte aanraak. Waar ons nie anders kan wees as om U te loof en te prys. Here, ons bid dat U sal in hierdie gewyde tyd, terwyl ons nou saam luister na wat U sê en die woord na bestudeer, bid ons dat U ons gedagtes en ons harte sal rustig maak. Dat ons nie sal fokus op ons beproewings en versoekings nie, maar dat ons fokus op U. Dat ons elke deel van ons liggaam met gespanne spier sal luister na U en in U teenwoordigheid wees. Here, ons dink ook vanoggend aan ons broers en susters in geloof, wat nie so bevoorreg is soos ons om vandag in 'n kerkgebou te sit en hulle lof van U hardop en luidkeels te kan sing. Ons dink aan ons broers en susters wat moet wegkry. In donker vertrekke en gangetjies moet vergader om U woord te lees. Dankie dat ons so vrylik mag doen. Here, ons luister. Spreek tot ons. Amen. Die woord van die Here kom vandag na ons toe vanaf Eksodus 6 vers 27 tot hoofstuk 7 vers 13. Die fokusvers is hoofstuk 7 vers 5 en die tema van vandag se prediking is die Here openbaar homself te midde van ongeloof. Leef as sy gehoorsame verteenwoordiger. So weer eens wil ek julle aanmoedig as julle julle Bybelspelle het om saam te lees. Eksodus 6 vanaf vers 27 tot hoofstuk 7 vers 13. Ek lees vir ons die 83 vertaling van die skrif voor. Daardie tyd sal ek net weer vir ons fokusvers hou. Toe die Here in Egipte met Moses gepraat het, het hy vir Moses vir hom gesê: Ek is die Here. Gaan sê vir Farao, die koning van Egipte, alles wat ek vir jou gesê het. Toe sê Moses vir die Here: Ek praat swaar. Die Farao sal nie na my luister. Maar die Here antwoord hom: Kyk, ek gee aan jou gesag oor die Farao, en jou broer Aaron sal jou woordvoerder wees. Alles wat ek jou beveel, moet jy aan jou broer Aaron oordra. En hy moet dit vir die Farao vertel, sodat die Israeliete kan laat trek uit sy land. Maar ek sal die Farao hardkoppig maak, sodat ek baie tekens en wonders in Egipte kan doen. Hy sal wel nie na julle luister, maar dan sal ek Egipte my mag laat ervaar. Met groot reddingsdade sal ek die stamme van my volk Israel uit Egipte bevry. As ek Egipte tref, sal hulle besef dat ek die Here is. En dan sal ek Egipte Israel tussen hulle laat uitdryf. Moses en Aaron het gedoen presies wat die Here hulle beveel het. Moses was 80 en Aaron 83 toe hulle met Farao gaan praat het. Verder het die Farao vir Moses, verder het die Here vir Moses en Aaron gesê: As die Farao vir julle sê, doen 'n bietjie 'n wonderteken, moet jy vir Aaron sê: Vat jou kierie en gooi dit voor die Farao neer, dat dit in 'n groot slang vol. Toe Moses en Aaron by die Farao kom, het hulle gedoen wat die Here beveel het. Aaron het sy kierie voor die Farao en sy amptenare neergegooi en dit het in 'n groot slang verander. Die Farao roep toe ook sy manne bymekaar wat die soort ding ken, sy golaars. Die Egiptiese towenaars doen toe
Met hulle is toorkunste presies dieselfde. Soos elkeen sy kierie neergooi, verander dit in 'n groot slag. Maar toe sluk daar Aaron sin hulle sin in. Tog het die Farao koppig gebly en nie aan hulle versoek gehoor gegee nie. Net soos die Here vooraf gesê het. Ek wil net 'n paar verse ook vir ons in die 33 vertaling van die teks lees. Vers 28. Die Here het Moses aangespreek met die woorde: Ek is die Here. Sê aan Farao, die koning van Egipte, alles wat ek met jou spreek. Toe sê Moses voor die aangesig van die Here: Ek is onbesnede van lippe. Hoe sal die Farao na my luister? En die Here het aan Moses gesê: Kyk, ek stel jou as 'n God vir Farao, en jou broer Aaron sal jou profeet wees. Jy moet spreek alles wat ek jou beveel, en jou broer Aaron moet met Farao spreek, sodat hy die kinders van Israel uit sy land laat uittrek. En ek sal Farao se hart verhard en my tekens en wonders in Egipte vermenigvuldig. Maar Farao sal na julle nie luister nie, en ek sal my hand op Egipte lê en my heerskare, my volk, die kinders van Israel, deur groot strafgerigte uit Egipte uitlei. Dan is fokusvers: Dan sal die Egiptenare weet ek die Here is, as ek my hand oor Egipte uitstrek en die kinders van Israel tussen hulle uitlei. Ons fokusvers in die 83 vertaling: As ek Egipte tref, sal hulle besef dat ek die Here is, en dan sal ek Israel tussen hulle uit laat trek. Broers, susters, kinders. Oor 'n tydperk van ongeveer 400 jaar het die volk van God, het Israel, 'n groot menigte geword. In die land van Egipte het hulle 'n groot nasie geword. Hulle het baie geword. Hulle het basies vermenigvuldig maal 10 keer. Hulle het 'n groot nasie geword en hier waar hulle in Egipte staan, word hulle onderdruk. Hulle is slawe. Hulle word onderdruk deur die mense in wie se land hulle is. In hierdie onderdrukking roep hulle tot die Here. En hulle vra vir die Here vir uitkoms. Hulle roep vir die Here en sê: Here, help ons en gee vir ons uitkoms in die omstandighede waarin ons is. En so het die Here ook aggeslaan op hulle gewete, hulle roep. En so het die Here uiteindelik vir Moses en Aaron na die Farao toe gestuur om met hom te gaan praat. Maar ons sien in die teks wat ons saam gelees het, Moses sê die hele tyd: maar Here, ek kan nie dit doen nie. Ek kan nie goed praat nie. Hoe sal die Farao enigstens aan my luister? Moses het staat gemaak op sy eie vermoë, in plaas daarvan om staat te maak op die een wat hom stuur. Moses het staat gemaak op homself, nie op God. Die Here het vir Moses gestuur om 'n verteenwoordiger van hom te gaan wees in 'n land of 'n volk wat ongelowig was. Moses moes die Here verteenwoordig, 'n bevel gee aan Farao wat hy uiteindelik dan nie op afstaan. En so uit die teks wat ons nou saam gelees het, is daar twee belangrike elemente wat na vore kom. Eerstens, die Here openbaar homself te midde van ongeloof. Of dit nou persoonlike ongeloof is of ongeloof in die omstandighede waarin ons is. En ten tweedens is dit 'n oproep dat ons moet lewe as gehoorsame verteenwoordigers van God. Die Here openbaar homself te midde van ongeloof. Hierdie ongeloof waarmee ons te doen het in hierdie deel van Eksodus is tweeledig en ons moet dit gedurende die prediking ook in gedagte hou. Eerstens is dit die ongeloof wat Moses het. Moses is ongelowig en hy sê, of hy is ongelowig in sy eie vermoë en hy sê, hy kan dit nie doen. Hoekom sal die Farao na my luister? So Moses is besig om ongelowig te wees in sy vermoë. Ons sien in vers 29, soos dit ons saam gelees het. Die 83 vertaling sê, ek praat swaar, die Farao sal nie na my luister. En die 33 vertaling sê, ek is onbesnede van lippe. So dis die eerste verskoning wat Moses gee en sê, ek kan nie na die Farao toe gaan. Hy sal nie na my luister. En dan sien ons die ander kant van die spektrum. So eerstens het ons vir Moses en sy ongeloof en sy vermoë, en dan het ons die ongelowige omstandighede waar binne Moses homself bevind. Moses moet gaan na 'n nasie toe, na 'n koning toe, wat ongelowig is.
Ons het ook 'n gedagte. Die Egiptiese volk is ongelowig op daardie stadium. Hulle glo in allerlei afgode. Hulle het 'n afgod vir elke liewe ding wat daar is in die samelewing. Hulle het 'n afgod vir die boerdery, hulle het 'n afgod vir lewe, vir vrugbaarheid, vir geld. Hulle het 'n afgod vir alles. So aan die een kant is dit Moses se ongeloof in sy eie vermoë, en die tweede kant is dit ongeloof in die omstandighede waar Moses en Aaron hulle self bevind. En ten spyte hiervan kom die Here. En hier in hierdie pragtige teks openbaar hy homself op niks minder as 5 verskillende maniere. Die Here het homself openbaar aan Moses en Aaron en ook so aan ons vandag in hierdie teks op 5 maniere. Die Here openbaar homself eerstens as gesagvol. Die Here openbaar hom as gesagvol omdat hy opdragte aan Moses en Aaron kan gee. Alleen met iemand wat gesag het, kan aan iemand anders gesag of opdrag gee. As ons ook dink in die konteks van die tyd, 'n koning met onderdane. 'n Koning kan sy onderdane opdrag gee en sê, gaan doen A, B en C. So alleen met iemand wat gesag het, kan vir iemand anders opdrag gee om uit te voer. As ons in ons konteks vandag ook dink, die president en adjunkministers en die landsburgers. Die een gee vir die ander 'n opdrag mee. So ons sien hoe die Here hier kom wys, hy het gesag. Hy het gesag omdat hy vir Moses en Aaron die bevel gee om uit te voer. Deur Moses wat hierdie bevele uitvoer, sien ons die Here se gesag in elke situasie. Wat hy sê sal gedoen word en sy wil sal geskied. In die tweede plek openbaar die Here homself as die bron van gesag. Ons het saam gelees, daarom ook het ons die twee verskillende vertalings gelees. Die 83 en die 33. In vers 1 sien ons dat die Here sê vir Moses, ek stel jou as 'n God vir Farao. Dis baie belangrik dat ons baie mooi luister na wat in hierdie sin sê. Ek stel jou as 'n God vir Farao. Want die Farao en al die Egiptenare het geglo die Farao is 'n God. Die Farao is 'n direkte afstammeling van die Egiptiese songod. En so sien almal die Farao as 'n God. So nie net enigiemand kan met die Farao gaan praat. Soos as jy net gaan praat met die Farao, of as jy net so toe gaan sonder dat die Farao jou uitgenooi het, sou jy waarskynlik doodgemaak. Nie net enigiemand kan met die Farao gaan praat. Behalwe as jy uitgenooi word, of as jy van 'n ander nasie afkom en 'n bevel of opdrag of iets van oorlog vir die Farao wil gee. So nie net enigiemand kon daarheen gaan. En so het die Here vir Moses en Aaron, vir Moses as 'n God gestel op die Egiptiese hiërargie. Want Farao het gedink hy is 'n God. In sy sondige menswees het hy gedink hy is 'n God. En toe kom die Here en hy gee vir Moses die ware gesag. En maak hom soos 'n God saam met Farao. En so het die Here vir Moses en Aaron beskerm. Beskerm hierdie situasie waarin hulle is. Hulle sal waarskynlik doodgemaak word. Maar die Here maak voorsiening daarvoor. In die derde plek openbaar die Here homself op 'n manier waar hy met die Farao werk. Hy openbaar homself oor hoe hy werk met die hart van Farao. Die Here sê vir Moses en Aaron, ek sal die Farao se hart verhard. Hierdie verharding, net vir die kinders onthou ook, hierdie verharding van die hart gaan nie net oor dis 'n kliphart, 'n hart wat verander in klip nie. Maar dit gaan oor die Here laat hom oor aan sy eie sondige lewe. Want ook in die konteks van die tyd moet ons in gedagte hou dat die Egiptenare het geglo die hart is die oorsprong van alle wysheid, alle kennis, alle lewe. En so het die Here basies met alle respek gesê, gaan voort, doen wat jy wil. Jy maak nie af soos wat jy wil. So het die Here Farao se hart verhard, hom oorgelaat aan sy eie sondige menswees. Hierdie gebeurtenis sien ons ook hoe die Here regverdig is. Want die Here kies teenoor wie hy genade betoon.
Hy is regverdig deurdat hy die Farao oorlaat aan sy eie sondige self. Juist omdat die Farao nie die Here wil erken as die ware God, as die lewendige God. Verder nog, omdat die Farao en die Here op die proef staan, deur tekens en wonders te verwag. En so ek die woorde van Christus ook, wanneer ons hoor baie gesê, nie die Here jou God op die proef staan. Die Farao het presies dit gedoen. Wanneer ons vir 'n oomblik hier vas staan op hoe die Here werk met mense se harte, het ons nog 'n voorbeeld in die Nuwe Testament. Ons het 'n voorbeeld waar die Here iemand se hart nie net verhard het nie, hy het dit omgedraai. En die voorbeeld is Paulus. Paulus het aanvanklik Christene vervolg. Die Here het sy hart verander en hom nie net oorgelaat aan die toestand van sy hart. Die Here het nie sy hart verhard nie, maar die Here het sy hart versaag. Hier word dit baie duidelik hoe ons dit moet sien wanneer ons praat van die Here het Farao se hart verhard. Aan die een kant van die spektrum sien ons hoe die Here vir Farao sê sy hart sal verhard word, hy sal oorgelaat word aan sy eie sondige self. En Paulus, iemand wat Christus vervolg het, sy hart verander. En as die Here aan iemand se hart raak, as die Here aan iemand raak, sal hy nie onveranderd bly. In die 4de plek openbaar die Here homself deur wonders en tekens. Die wondertekens wat ons sien in die boek van Eksodus sien ons gebeur in die land van Egipte. Die eerste wondertekens wat daar is waar Aaron sy staf of sy kierie neergooi en dit verander in 'n slang. En dan kom die Farao en die Farao sê dat sy towenaars gaan Egipte toe. En hulle gooi hulle kieries neer en dit verander ook in slang. En dan kom Aaron se staf en hy verslind, hy verskeer die ander slang en hy sluk dit op. Maar dit is nie toevallig. Geliefdes, die hele Bybel het ook simbole. En die simbool van die slang is nie net toevallig nie. In die Egiptiese koninklike huis was die slang hulle amptelike embleem. As ons vir 'n oomblik net so sit, enige prentjie wat ons enigstens al gesien het van die Farao, sal ons onthou daarso is 'n slang en 'n staf op sy voorkop. Die slang is die koninklike huis en die staf wys op soewereiniteit. Met hierdie gebaar waar Aaron se staf die stawwe van die towenaars insluk, wys die Here dat my koninklike huis sal jou koninklike huis verword. Jou koninklike huis is niks in vergelyking met my. Maar verder gaan die Here en dan sê hy, daar's nog wondertekens. Hy sal sy wondertekens vermenigvuldig in die land van Egipte. En hierdie wondertekens wat dan vermenigvuldig word, sien ons ook in die 10 plaae. Soos wat ons vroeër genoem het, die Egiptenare het almal geglo in afgode. En hierdie 10 plaae was in die oorlogsvoering waarin die Here nou hier geworstel is met die Egiptiese konings, sien ons dat die Here elke keer, telkens oor en oor, afgode aanval. Met 10 plaae. Elke plaag het die Egiptiese afgod verteenwoordig. Die Nyl, wat vrugbaarheid en vir landbou was, en bloed geword. So wys die Here dat julle afgode is dood. Dit beteken niks. In die 5de plek openbaar die Here homself as alwetend. Hy is alwetend, want ons sien hoe die Here sê vir Moses en Aaron, die Farao gaan julle nie laat trek. Die Farao sal nie laat die mense uittrek uit die lande nie. Maar tog gaan na hom toe, sodat ek my wonders en tekens kan wys. Die Here het geweet. Hy het geweet dat die Farao sal nie sy mense laat trek. In vers 7, hoofstuk 7 vers 7 sien ons die Here sê dit sal nie gebeur nie. En dan staan ons verstom wanneer ons eentjie verder lees in vers 13, dit het nie gebeur. Want die Here is alwetend.
Die Here weet wat in elke situasie gaan plaasvind. Steeds, al het hy dit geweet, het hy Moses en Aaron gestuur, sodat hulle sy eer kan wys, sodat hom kan vereer, en vir almal kan wys, hy is God, en hoor. Uit hierdie verskillende maniere hoe die Here homself openbaar, sien ons die gevolge wanneer ons besef wie die Here is. Die oomblik toe die Heilige Gees ook in Moses en Aaron se hart hulle gelei het om te weet in wie se vir wie hulle gestuur het en in wie se vermoë hulle kan staatmaak, het hulle gedoen wat die Here vir hulle gesê het. Hulle kon geleef het as gehoorsame verteenwoordigers van die Here, al is hulle in omstandighede wat ongelowige mense is. Uiteindelik het God homself ook deur Christus aan ons openbaar, juis daarom, sodat ons kan sien wie hy is. Dat ons kan lewe as gehoorsame verteenwoordigers, selfs in ons tyd. Ek herhaal, juis omdat ons sien hoe die Here homself openbaar deur Christus, daarom kan ons te midde van ongelowige omstandighede, waar binne ons is, en die vermoë in die ongeloof in ons eie vermoë, steeds lewe as gehoorsame verteenwoordigers van God. In Eksodus 6 en 7 sien ons Moses het heeltyd verskonings gemaak. Hy wou nie gegaan het, want hoe sal die Farao luister? Moses was aanvanklik baie skepties, omdat hy eerder hom op sy eie vermoë staat gemaak het, as op God. Moses en Aaron is gestuur om God se volk uit Egipte uit te lei. En het getwyfel in eie vermoë. Hoe baie keer gebeur dit ook in ons, wanneer ons in ons eie vermoë twyfel, wanneer ons 'n opdrag van die Here kry. Wanneer die lewende God van hemel en aarde ons stuur om gehoorsame verteenwoordigers van hom te wees. Soos ons gesê het, ons sien in die Nuwe Testament, Handelinge 22 vers 21, waar die Here Paulus se hart verander het. Hy was eers aanvanklik 'n verteenwoordiger van mense wat gelieg het, hoogmoedig is, skynheilig is, vervolgers, die Fariseërs. En toe verander die Here se hart, dat hy God verteenwoordig, die evangelie, die wonderlike goeie nuus van God. Waar Paulus aanvanklik eers Christene vervolg het, het hy nou Christene by Jordes bymekaar gemaak. En God het ook deur hom gewerk. Maar ons weet ook Christus was nog 'n beter voorbeeld van 'n gehoorsame verteenwoordiger van God. Hy is nie net 'n verteenwoordiger van God nie, maar hy is God self. Christus het gekom om die waarheid te verteenwoordig. Nie net die waarheid te verteenwoordig, maar soos Johannes Evangelie sê, hy is die waarheid. Die waarheid wat ons as gelowiges nodig het, om in ons daaglikse lewe tussen ongelowiges te kan funksioneer. Die waarheid te kan verkondig tussen hulle. Christus het alles gedoen wat die Vader van hom verwag het om te doen. Christus het alles gedoen wat God van hom verwag het. Tot op die letter. God het ons as sy verteenwoordigers op aarde gemaak. Dit is die doel van ons bestaan. Om te regeer oor die aarde. Sodat ons sy lof kan besing. Verander kan vertel van hom en sy groot reddingsdaad. Moses was God se verteenwoordiger. Albei vir sy Farao nie luister. Christus was God se verteenwoordiger. Al sou die Fariseërs nie luister. Ons is God se verteenwoordiger, al wil hardkoppige mense nie tot bekering kom nie. Al is daar nog steeds omstandighede waar binne ons lewe wat ongelowige mense hanteer. Al skiet ons tekort in ons kennis, verander dit nie ons roeping wat die Here op ons geplaas het. Soos die Here vir Moses en Aaron gestuur het om sy verteenwoordigers te wees, stuur hy ons ook. Ons hoef nie 'n volk uit 'n land uit te lei en met 'n koning te gaan praat daaroor nie, maar ons moet God verteenwoordig
sy waarheid verteenwoordig tussen ongelowiges. Ondanks Moses se twyfel in homself en ongelowiges teenoor wie hy moes verteenwoordig, was Moses gehoorsaam. Moses was gehoorsaam aan God en sy opdrag. Dis ook in ons geval vandag so. Ondanks die ongelowige omstandighede waarbinne ons onsself elke dag vind. Die ongelowige mense om ons elke dag, moet ons steeds God verteenwoordig. Moet ons steeds gehoorsaam wees aan God en sy opdrag. Hierdie besef van wie die Here is en om hom te verteenwoordig, kom nie uit onsself nie. Dit kom alleen deur die werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat in ons en deur ons ook die verteenwoordiger laat wees van God op hierdie aarde. Sodat ons nie saam met ongelowiges in sonde verval nie, maar sodat ons in die omstandighede God kan verteenwoordig. Om te weet hoe om te leef as verteenwoordigers, moet ons God ken. Die Here het homself openbaar aan Moses en aan Aaron, en hy doen steeds vandag. Deur die woord, deur die prediking, deur die bediening van die sakramente, deur Bybelstudie, deur gesprekke met gelowiges om ons. Die Here verwag dat ons gehoorsaam moet wees in ons roeping as verteenwoordigers, en om hom te vertrou, juis omdat hy die uitkoms van elke situasie ken. En hy weet wat gaan gebeur. En die probleem kom in dat ons alleenlik staat maak op ons eie vermoë. Ons eie vermoë wat gekweek word deur nuusberigte, deur koerantartikels, deur wat ander mense van ons sê, deur sosiale media, deur Facebook-plasings, deur mense wat skinder, deur tradisie, eerder as die ware identiteit in Christus. Christus is die waarheid, die weg en die lewe. Hy het homself aan ons kom wys, sodat ons identiteit in hom kan kry, en nie al die aardse plekke om ons, waar die ongelowiges hulle identiteit kry. En so kan ons, wanneer ons in die waarheid van Christus staan, God leer ken, sy gelowige verteenwoordigers wees. Dis 'n ongelowiges. Die Here openbaar homself as gesagvol, omdat hy aan ons die opdrag gee om hom te gehoorsaam. Hy openbaar homself as gesagvol, omdat hy van ons verwag om sy gehoorsame verteenwoordigers te wees. Die Here openbaar homself as die bron van gesag, omdat hy verwag dat ons moet hom gehoorsaam, ten midde van die ongeloof in die wêreld waarin ons leef. Die Here openbaar homself as die een wat harte sag maak, wat lewe bring, daar wat dood is. Wat harte van klip verander in harte van vlees. Die Here openbaar homself deur wonders en tekens. En wat 'n groter wonder en teken is daar nie as Christus aan die kruis. God het nie die opdrag gesê hy sal sy wondertekens vermenigvuldig. Dit begin by 'n kind wat in 'n slang verander. Toe gaan dit na die 10 plaae toe, en uiteindelik deur die hele geskiedenis van Egipte, van die Israeliete in Egipte en in die woestyntyd, wat sien ons wonders bo wonders, tekens, reddingsdade, oor en oor. En dan uiteindelik die grootste reddingsdaad van alles, Christus. Christus in die kruis vir ons. Ten midde van die ongeloof waarin elkeen van ons is, op 'n daaglikse, in die daaglikse lewe, op 'n daaglikse vlak. Ten midde van die ongeloof wat ons baie keer in ons eie vermoë het, en die situasies waarin ons is, laat elkeen van ons elke dag lewe, op so 'n manier, dat ons altyd die gehoorsame verteenwoordiger van die Here is, en bly. Amen.
sing ons saam Psalm 105, vers 1, 2 en 5, terwyl ons so saam sit. Loof die Here van alle Here, verhoog sy naam en gee hom eer. En bring so ver daar volke is, sy dade in gedagtenis, en spreek met aandag en omslag van sy wonder, dag aan dag. Dankie dat U reg deur die skrif ons voorbeelde gee, met ons praat, vir ons wys wie U is. Dankie dat ons vanoggend ook weer opnuut kon besef dat U 'n teks wat so kort is, verskriklik baie van Uself vir ons kom wys. Dankie vir die wonder dat ons kan sien hoe U Uself openbaar. Here, ons staan in absolute verwondering voor U. Ons staan, ons kan nie glo hoe groot en wonderlik U is nie. Ons gedagtes kan dit nie begryp nie. En ons lofpsalms se woorde is so min om dit te kan verduidelik. Daarom kan ons alleenlik sê dankie, Here. Dankie dat ons vanoggend weer opnuut herinner word om nie gehoorsame verteenwoordigers te wees in 'n wêreld wat so ongelowig is. 'n Wêreld wat vol is van mense wat U nie erken as die lewende God. Here, ons bely oor vanoggend dat daar baie kere in ons eie lewe is dat ons veel eerder staat maak op ons eie vermoë as op die vermoë van U wat ons stuur.
besef nie altyd dat wanneer ons in U vermoë staat maak, kan ons doen wat U van ons verwag. Here, maar dankie dat U ook vir ons 'n helper gegee het. Die Heilige Gees wat ons ook dryf in ons woon. Want alleen sal ons dit kan doen. Here, ons bely dat ons vaskyk in klomp dinge wat die wêreld vir ons sê ons kan of kan nie doen nie. Ons bely dat ons veel eerder daarop staat maak as op. Vergeef ons, Here. Here, maar ons bid ook saam dat U vir ons elke dag 'n geleentheid sal gee om U te verteenwoordig in ons verhoudings met mekaar, tussen man en vrou, tussen pa en ma, tussen kinders, tussen broers en susters, tussen werkgewer en werknemer, tussen vriende. Dat ons U sal verteenwoordig. Dat ons sal staat maak op U vermoë in daardie verhoudings. Dat ons die waarheid altyd sal bring. Here, ons bid ook vanoggend vir ons leiers. Ons bid vir ons president. Ons bid vir almal wat in gesagsposisies is. Dat as daar 'n harde hart is, dat U dit ook sal versag. Dat U dit sal aanraak. Dat U hulle ook sal draai na U toe. En iemand wat eers die soete waarheid geproe het van U, kan nie onveranderd bly. Gee hulle ook die insig en die wysheid. Sodat hulle die waarheid kan verstaan met leef. En ons dink ook aan almal wat as deur beproewings en versoekings gaan, deur siektes gaan. Staan hulle by. Laat elkeen van ons hulle bystaan. Lei dat die Heilige Gees ons ook lei na hulle toe en hulle ondersteun. Ons so U ook te verteenwoordig daar waar hulle swaar. Here, ons wil U steeds loof en prys vir alles wat U in ons lewe vir ons doen. Ons wil U loof en prys vir die groot wonderlike reddingsdade wat U aan die kruis vir ons gegee het. Ons wil U loof en prys. Ons lewendige, almagtige God. Dankie dat ons tot U kan nader deur Christus. Amen. Geliefdes, daar is dan nou geleentheid vir die afdra van ons offergawe, liefdegawes, waarna ons dan sal slotpsalm sing, Psalm 118 vers 1, 3 en 7. Loof die Here met lofgesange, o Israel, wees in God verbly. Sy goedheid volg hom in sy vange, sy goedheid duur vir ewigheid.
seën van die Here. Ons bid saam as gemeente hier in Pretoria Wes vir die seën en beskerming, dat U tot ons redding sal verskyn in ons dag van nood, dat U ons genadig sal wees, ons gebede sal verhoor, en aan elkeen van ons U vrede sal gee. Amen. Kom ons vra vir hom Lou Wester om met vir Erasmus 'n groet en weer boodskap van die kerkraad as sy lewe te gee. Erasmus, ek staan op hier vanoggend hier so en ek sien jou toe jy jong seun was, maar ook in die straat gebly het. Kom jy die maar van Langendorp van hoërskool af en jy dra swaar in die tas. So het jy opgegroei, so dis hoe jy ken. 'n jong mens, en jy het gegroei. Ons sien jou vandag waar jy staan in die diens van die Here, waar ons almal staan, maar jy in die besonderste diens. En ons as gemeente, kan ons daarom verbly in die Here, alleen die eer, die lof, die prys, die dank toebring. Dat hy vir Erasmus Venter toegerus het, om vanuit die gemeente te luister na die roepstem wat gekom het. Waar die Here jou geroep het, en vir jou gesê, ek het jou geroep, nog voor jy gebore is, en ek jou geken, voordat jy in die skoot van die moeder gekom het, toe ek jou al gekies, en ek stuur vir jou, dit staan in Jeremia. So stuur ons ook vir jou dan, vandag, as gemeente, om dienswaardig te wees, en diensbaar te wees. Jy so plek aan God, en dan ook aan almal wat aan jou toevertrou het. Ons wens vir jou verloofde, en besonder seën toe. Ons hoor julle plan om voordat julle finaal gaan te gaan trou. So ook daarom wens ons vir julle die seën van die Here toe, en julle ook dan uiteindelik as pastorie die Here God sal dien wat julle weer ken het, en wat julle lewe weer dan gedien het. Dankie vir die boodskap van vanoggend. Dit is besonder. Ek het so in die gesprek die preek wat jy gehad het, en so gedink. Daai twee manne was altyd al oor die 80. En as ons onsself daar verplaas, dis 'n groot opdrag se mens op daai jaar gekom en jy kry so 'n opdrag. En toe dink ek onmiddellik aan ons ouer mense. Waar staan ons in ons geloof? Aan die einde van ons ouderdom. En ons vriend ons steeds hoor op. Sal ons gedink het, ons al so volwasse in die geloof gewees het, dat ons nie vir jou kon sê, maar ek sien die kans. En toch skryf vir ons soos wat jy gesê, en moet elke vir ons. Op elke vlak van die lewe en die samelewing. Of ons een kind is wat op school is, wat met maatjies moet speel. Of ons volwassen is wat die pad moet wys. Of ons ou mense is wat moet terugdink en sê, waar kom ek vandaan, waar ek is ek op pad. Dankie vir die toerusting. Seën vir julle, en mag die Here julle hele lewe lang vergesel, en vir julle seën in julle werk. Ok, nou kom ons sluit af, en ons sing ook vir Erasmus die seënbede toe, Psalm 20, vers 2 en vers 4. Lees vir die vers 2, mag hy bystand stuur uit hoë heiligdom, en U uit Sion ondersteun van waar hy hulp sal kom. Psalm 20, vers 2 en 4, ons sluit daarmee af.